Skakel. By Skakel in met Jerome Petersen, met ons twee ateliergaste, Pastor Fernando Frederiks en Elvedien Swarts. Uiteindelik het ek dit reg. Een moeilike naam. So interessant, ons het nou baie interessante issues bespreek vanaand. En seker die mees belangrikste een wat ons nou gesê het is die feit dat die jeug uitgesluit wil wees nie, dat die jeug ingesluit wil wees. Selfs daar waar ons voel dat die wette nie oorhandig word nie. My vraag is nou net, wat gaan ons doen om seker te maak of om te help om hy proses aan die gang te kry dat die jeug ook meer ingesluit sal voel, veral in die kerk, né? Kyk, daar is nou op ander platforms waar daar probeer word om die jeug betrokke te kry, né? Soos vroeër gesê, die persone tussen 18 en 35 is jeug, om die jeug betrokke te kry en met entrepreneurskap, om die jeug betrokke te kry in besigheid, om die jeug betrokke te kry in die kerk self ook. Wat moet ons doen? Elvedien, hoe voel jy? Wat moet gebeur? Ek dink heel eerstens is om platform vir die jong mense te gee om hulle self bloot te kan stel aan dit wat hulle kan doen in die dienswoordigheid van die Here. En byvoorbeeld soos baie van die jong manne wat jy gemaklik voel om te naam en om meer opportunities te nooit beleef het nie. En een ding kan ek sê dat wanneer ons as jong mense almal saamkom en vergader in die naam van die Here Jesus Christus en daar is mense wat ons ondersteun en help in dit wat ons aanpak, sal dit soveel meer kragtiger wees, because ek het al dit beleef al waar jong mense saam is in die dienswoordigheid van die Here en die krag van die Here letterlik neerdal in die plek en die Here oorneem, nie net as gevolg van die jong mense, maar as gevolg van die groot mense se eenheid saam met die jong mense saam in die dienswoordigheid van die Here. Okay, Pastor Frederiks, ek sal net ek sien ek knik die kop daar terwyl sy praat. Ja, nee, ek stem 100% saam met haar. Dit is die ek wil net een woord sê of een woord gee. As nou Engelse woord visibility. As ons net meer as ons nou as sulks praat van die kerk. As die kerk meer visible is in die gemeenskap, dan sal hulle betrokke raak. Ja, nee, dis 'n belangrike punt. Ek gaan aansluit daarbey. Visibility is baie belangrik. Kyk, if you see me, you know of me. Yes. If you don't see me, you forget me. True. Okay? That's so die kerk moet sigbaar wees in die gemeenskap. Ons kan nie net sigbaar wees in die kerk nie, né? Ons moet sigbaar wees in die gemeenskap. Die ouderling wat daar in die gemeente is, wat Sondag die pastor voorstel dat hy nog gaan preek. Sy funksie is ook buitekant. Om vir die mense te sê, kykie, maar ek behoort aan die kerk, verstaan jy? En jy moet kom na die kerk toe en jy sal hoor wat die Here vir jou te sê het, né? Maar as my fokus net daar op 'n Sondag is, waar ek net aan die bank is en net die bedding wil vashou, dan gaan die kerk mos nie evolueer. Die kerk kan nooit uitreik na ander nie. So uitreiking is belangrik. Yes. Okay, dis waar ons saamstem met mekaar vanaand. Uitreiking is belangrik. En jy het nou 'n interessante ding genoem, né? Dit gaan oor visibility wat Pastor Fernando nog gesê het, maar jy het ook 'n baie interessante ding genoem, né, dat wanneer die jeug by mekaar is, dink julle nie want die bedding sal maklik oorhandig word. Jy het gepraat van die groot mense wat daar is en die jeug wat daar is. Die bedding sal makliker oorhandig word wanneer daai inklusiwiteit met die jeug en die groot mense op 'n meer gereelde basis plaasvind nie. Later begin faseer jy dit mos nou uit, né, en dan sien die groot mense maar die jeug kan 'n bietjie aangaan op hulle eie, né? Dan gaan die jeug miskien kans kry om hulle self uit te leef. Miskien op 'n jeugdiens kan die jeug die voortou neem in die kerk, verstaan? Dat daar nie iemand is wat die preek lewer, maar hy connect nie saam met die jeug nie, né? Ons wil hê die jeug moet juis
geuplift word, die is opgelig word. En dit beteken dat ons moet hulle taal kan praat. Hulle taal kan praat aan die einde godsdienst, maar hulle taal aan die einde van die dag. Nee? As ons hulle taal praat, dan grip ons die jeug en dan weet ons dat die jeug vorentoe sal gaan. Enige idees? Nee, dit is so 100% ons sal definitief tot op hulle vlak moet kom en wanneer ons op hulle vlak is, dan gaan ons mekaar verstaan. Ons dat baie ons hou ons hoor as hulle nie, because ons is mos maar almal gelyk in die oë van die Here. Exactly. En wanneer ons op hulle vlak kom en ons is op een vlak, dan sal hulle ons verstaan. Okay. Reg, ons het nou baie gefokus op die jeug, maar ons weet daar is nog 'n belangrike dag, né? Dis Vadersdag ook. Vaders voel altyd so afgeskeep, né? Interessant, vandag het iemand gesê hy moet nou, hy kom koop iets, maar vir Moedersdag moes hy alles uithaal, né? Vir Vadersdag moet hy ook self iets alles self uithaal, né? So baie kere voel die vader so 'n bietjie afgeskeep. Verstaan? Moedersdag word 'n ophef van gemaak. Ons sien hoe gaan dit aan, blomme, geskenke, you name it, alles word gekoop. Maar vir Vadersdag is daar nou vir die pa 'n bietjie jou paar kouse of jou onderbroekie wat jy kry is genoeg. Jou koppie wat jy kry is genoeg. Ek sien daar's deesdae die advertensie wat die rond te doen op Facebook en oral waar hulle wys hoe lyk die pa se onderbroek. Hy is nog nie die rek wat oor is. So dis nou die boodskap en baie van die pa sê dis wat hulle wil hê vir Vadersdag. Wat is julle boodskap? Wat is wat wil spesiale boodskap vir die paas op die Vadersdag? Elvedien van jou kant af. Heel eerstens, wat ek kan sê vir die vaders is, daar is 'n verskil, kan ek sê, tussen 'n pa wees en 'n vader wees. 'n Pa is iemand wat net gebore het, die ma gehelp het om die babatjie aan mekaar te sit. Maar 'n vader is iemand wat tenswoordig is in die kind se lewe. En vanaand wil ek vir elke vader sê wat vanaand ingeskakel is en vanaand luister na my stem om net te weet dat in die oog van die Here Jesus Christus is hulle meer regwaar as wat hulle dink. En daar word die baie keer vir vaders gesê hoe hulle waardeer word. En is waar wat u nou gesê het. Meeste van die tyd word dan net vir mami gesê, mami dankie, mami dankie. Maar as nooit die waardering wat ons as mense vir ons vaders toon nie. En vanaand is my bemoediging aan die vaders is dat weet dat die Here Jesus Christus saam met julle is en dat hy 'n plan het op die ou einde van die dag en dat hy 'n rede gehad het hoekom hy u op die ou einde van die dag 'n vader gemaak het aan u kinders. Okay, pastor. Ja, ek is ook 'n vader. Ek het nie meer 'n vader nie, maar wat ek vir elke vader daar buite wil sê is dat ek wil vir jou bemoedig deur te sê, wat ook al jy deurmaak, wat ook al jy deurgaan, en ek praat nou spesifiek van 'n vader, ek praat nie met 'n pa nie, ek praat van 'n vader wat teenwoordig is, en ewen as jy nie teenwoordig is, jy tyd om op te staan en teenwoordig te word, maar wat ek vir 'n vader wil sê, is dat ons waardeer jou, en as niemand dit nog vir jou gesê het, jy wil Fernando Fredericks se naam vir jou sê, Vader, as jy my stem hoor vanaand, ek praat met jou. Ons waardeer dit wat jy doen, jou opofferings, dit wat mense nie vir jou sê nie, en wil jy graag wil hoor. Ek wil dit vanaand vir jou sê. Mag die Here jou oprig, mag die Here jou oplig, en mag jy sy liefde voel, en mag jy weet, dat dit wat jy deurmaak, en dit wat jy deurgaan, jy is nie alleen nie. En dan wil ek ook vir 'n vader sê, wat deur 'n dip gaan, die beste ding wat jy kan doen as 'n vader, is om te praat. Glo my wat ek vanaand sê, en ek praat van my perspektief. Toe ek alles vir myself gehou het ek myself in 'n blik gevind, wat toe ek begin in oopmaak, teenoor die Here, toe kom alles weer in plek. So ons is lief vir julle, ons waardeer julle, ons sien dit wat julle doen, ons sal nie altyd sê nie, maar vanaand wil ek wil beklemtoon, dat ons waardeer julle. Baie dankie. Baie dankie. Sê dankie aan ons twee ateljeegaste.